Goeiemôre radioluisteraars. Kom ons gaan in die teenwoordigheid van die Here en ons soek sy aangesig, sy krag en sy antwoorde vanoggend. Abba Vader, dankie dat die natuur getuig van u grootheid. Here, ons loof u en ons prys u, dat ons kan bid, dat u hoor as ons na u roep, dat u antwoord as ons vra, dat u oopmaak as ons klop. Wees asseblief met my, Here, as ek die boodskap bring. En Here, laat dit doen in die geestesriem, wat u gesê het, dit sal doen. In Jesus naam. Amen. Daar sê God, sy woord sê vir ons baie duidelik in Jesaja dat die woord wat God stuur nie leeg kan terugkeer nie. En ek is die hele tyd besig, die afgelope tyd, wat God vir my om en om die toneel laat stap, waar Moses gestaan het voor die Rooi See en sy staf opgelig het en die volk van Israel deurgestap het. Maar die deel wat die Here my aandag baie sterk op gevestig het, is hierdie gedeelte. Hy sê in Eksodus 14 vers 21, Moses het sy hand oor die see uitgestrek. Die Here het dwars deur die nag 'n sterk wind, oostewind, oor die see laat waai. Die see het weggetrek en die wind het 'n pad van droë grond deur die see droog gewaai. Die Israeliete het op grond wat droog was, deur die see getrek. Die water was soos 2 mure aan weerskante van hulle. En voor die dag breek, aan die einde van die nagwaak, het die Here vanuit die bolvuur op die Egiptenare afgekyk. Hy het gemaak dat daar verwarring onder die Egiptenare ontstaan het. Hy het hulle strydwaans se wiele laat vasval in die seesand, dat hulle glad nie kon beweeg nie. En die Egiptenaars het vir mekaar begin sê, ons moet wegkom van hierdie Israeliete af. Die Here is besig om aan hulle kant teen ons te veg. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer die Here hierdie aandag gesit het op hierdie gedeelte van die wind, die stormwind wat gewaai het nie. En vanoggend vroeg toe ek met my lieflingman praat, toe bevestig hy hierdie woorde. En hy sê vir my, dit is so 'n storm reën. En hy sê hy ervaar hoe die Here nie tevrede is met wat in hierdie wêreld aangaan nie. En ek kon op daardie oomblik net so amen in my hart gesê het, toe daardie woorde op my oor val, die storm wind. Nou ek en jy sit in Suid-Afrika. Ek en jy kla dalk oor petrolpryse wat opgaan. Ons kla dalk oor die ongemak van die rand. Maar daar is op hierdie oomblik, waar ek en jy in vrede sit, die plek in die wêreld, waar bomme val, waar missiele val, waar drones vlieg, om vernietiging te bring. En ek wil nie politiek praat nie. Dis nie waarvoor Radio Fynbos staan nie. Dis nie waarvoor ek ook as prediker staan nie.
Maar ek wil vir jou sê dat God se woord sê, dat wat gebeur het, weer sal gebeur. En dat ek en jy God se woord het, om vir ons 'n verwysingsraamwerk te gee, dat hoe God in die verlede goed gedoen het, so doen hy nog steeds goed, en is hy besig om iets nuuts te doen, want wat gebeur is nou. Ek sê weer, ek wil nie politiek praat nie. Maar ek wil vir jou vra, as jy deur God se oë kyk, en jy sien, hoe daar diktators is, wat mense teregstel, die een na die ander een, sou jy nie ook jou hand uitgesteek het, teen die duisternis, om dit te stop nie. Nou ons weet dat God Moses uitgekies het, om die Israeliete uit slawerny uit te lei. Elke dag is daar mense rondom jou, wat in een of ander mentaliteit van slawerny vasgevang is. Slawerny, dalk van vrese, dalk van depressie, dalk van mismoedigheid. Maar die waarheid was, dat God gehoor het, toe Israel geroep het, uit die land van slawerny uit. En God het vir Moses gestuur. En hier het al die plaag klaar plaasgevind. Farao hulle, die hele Egipte, sit in sak en as, waar die engel van verderf, die doodsengel verby hulle gegaan het, en hulle oudste gedood het. En in woede sê Farao vir Moses hulle om te trek. En hulle begin trek. Ek wonder wat was die gesprekke tussen mekaar gewees. Hoe hulle uit hierdie slawerny uit losgekom het. En toe kom hulle by 'n plek voor die Rooi See. En die woord sê so duidelik, voor hulle by daardie plek gekom het, het God vir hulle gesê om te draai, om rigting te verander, sodat die vyand sal dink, hulle het verdwaal. En die woord sê baie duidelik, God het Farao se hart verhard. Hoekom het God dit gedoen? Sodat die Israeliete weer in slawerny kan gaan? Nee, want waar 'n harde hart is, kan God vernietig. Kan God oorwin. Want ons maak die keuse om ons hart te verhard. En Farao se keuse was om sy hart te verhard. En terwyl Moses hulle voor hierdie see staan, vra God vir hom iets wat amper ongelooflik klink. Gaan lees dit in Eksodus 14. God vra vir hom, kom roep julle so na my. Daar was hulle so bang gewees. God sê, lig op jou staf. Lig op jou staf. Vat jou autoriteit, vat jou woord wat God vir jou gegee het. En wat het gebeur? Terwyl hulle oor hulle skouer kyk, was hulle so bang, want hulle het gehoor, hoe klink hierdie chariots, wat die Egiptenare, as hulle vegwaans gebruik, wat al hoe nader kom. Hulle het die gehardloop van die perdepote gehoor. Dalk het hulle die geskree gehoor, dalk het hulle
die vervloeking gehoor van hierdie Egiptenare wat op die waans was. Want wat hulle gehoor het, het hulle doodsbenoud gemaak, het hulle so bang gemaak. En terwyl hy voor daar die Rooi See is, begin hulle te question. Hulle begin vir Moses sê, hoekom het jy ons uit Egipte gevat, as ons hier moet doodgaan? En dit is 'n tipiese plek vir my en vir jou as gelowige, om wanneer dit so moeilik raak, te begin twyfel. En ek wil vir jou sê, waar jy twyfel, self daar is God ook vir jou. Want as ek en jy nie meer weet wat om te bid nie, dan sal die Heilige Gees in 'n versigtiging intree vir ons, hy wie God die beste ken. Voor hulle sien die massa water. Agter hulle is die verdrukking. Voor hulle is die verdrinking. En all of a sudden, skielik, kom daar 'n ontsettende geluid bo hulle koppe op. 'n Wind van die ooste kant. Nou vir jou en vir my is dit altyd so maklik om te onthou uit ons skool daar, uit kinderkrans, uit Sondagskool, hoe die water gedeel het en hoe die Israeliete deurgestap het. Maar jy sien, daar kom 'n dag wat die woord vir jou sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, ek het gepraat soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van die kind afgelê. En ons kyk nou in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is, sal ons alles ken soos God ons ken. En ek en jy verstaan baie dinge nie in ons lewe wat ons deurgaan nie. Kan ek vir jou sê, dit was vir hulle verskriklik erg gewees om die strydwaans agter hulle te hoor, om die Rooi See voor hulle te sien, maar wat God vir keer op keer in my hart geopenbaar het is, dit was vir hulle verskriklik erg toe hulle die stormwind ook gehoor het. Kan ek jou sê, daardie stormwind was nie 'n gewone wyntjie nie. Dis nie die gewone storie wat ek en jy lees en die see het oopgekloof nie. Die woord sê, vir 'n hele nag lank het die ooste wind gewaai. As jy by die see bly, en jy ken die klank van die suidooster, en jy sien hoe sterk 'n suidoosterwind kan waai, dat jy sukkel om jou kar se deur te kan oopmaak, dat mense letterlik moet vashou, omdat die wind so sterk teen hulle waai. En hier kom God, en hy antwoord, terwyl Moses sy staf in die lug hou, nie soos wat daardie Israeliete enigsins kon gedink het nie. Kan ek jou die waarheid sê vanoggend? God antwoord nooit soos wat ek en jy dink nie, maar soos wat sy woord sê. En daarom wil ek hê, jy moet oplet na die shift wat in jou geestesreale moet gebeur na hierdie boodskap. En toe daardie stormwind kom, begin daardie stormwind 'n kloof deur die Rooi See waai. En die woord sê, tussen die Israeliete en die Egiptenare was daar 'n man, gaan lees dit in die boodskapvertaling. Hy sê daar was 'n wolk. Hy sê in die Egiptenare se kant was daar duisternis. Hy sê maar aan die kant van die Israeliete was daar lig. Terwyl hy stormwind waai, maak God vir hulle 'n pad oop, wat nie goed in hulle ore geklink het nie. Ek kan net in my gees dink,
wat hulle onder mekaar gesê het. Kan ek jou sê, wat het hulle gesê? Want die woord sê wat hulle gesê het. God het vir hulle gesê, wees stil. En ek sê vir jou, as jy by 'n plek kom, dam strak, en stilte begin oor jou kom, en jy weet nie meer wat te kant toe nie, en jy kan net begin sê, God, laat u wil geskied, sal God se wil geskied, en sal alles wat in jou lewe met jou gebeur het ten goeie meewerk. En die Here is nie 'n mens dat hy kan lieg, dat hy sal teruggaan op sy woord nie. En dit wil ek vanoggend vir jou sê. Vir jou sê wat vir geliefdes bid. Wat moet veilig terugkom in Suid-Afrika, in jou arms. God sal sy woord stuur. En dit sal nie leeg terugkeer nie. Ek wil vir jou dit sê, wat bid vanoggend vir mense wat gered moet word. God sal sy woord stuur en dit sal nie leeg terugkeer nie. En terwyl daar die wind gewaai het, en 'n kloof deur die Rooi See gevorm het, moes hulle iets begin doen het. Hulle moes begin stap het. En God sê vir jou, roep wat nie is nie, asof dit is. En Moses het sy staf opgelig. Hy het nie 'n klou gehad wat gaan gebeur nie. Maar hy het iets geweet. Dat die Egiptenare agter hom is. En dat die beloofde land voor hulle is. En dat wat God beloof het, is ja en amen in Christus Jesus. Kan jy dink, toe 2,8 miljoen Jode deurgestap het. En hy water word vasgehou weerskante. Dit maak vir hulle pad. Want net Jesus is die weg. Net Jesus is die waarheid. En net Jesus is die lewe. Daar's nie 'n ander way nie. Daar's nie 'n ander pad nie. Daar's nie 'n ander antwoord nie. God se wil sal geskied. En elke knie sal buig. En elke tong sal bely dat Jesus die Here is. En dit sal gebeur. En dit gaan weer gebeur. En dit gaan altyd gebeur. Toe Jesus aan daardie kruis vir jou gehang het met oop arms. Het hy vir jou die pad oopgemaak na die ewige lewe toe. Wat moet jy doen om die ewige lewe te kan hê? Jy moet weet, there was only one mighty rushing wind. En daardie mighty rushing wind het die hele huis gevul waar hulle gebid het. Dat ek en jy seker sal wees. Waar ons bid, in die mighty rushing wind, dag op, sal God uitkoms gee. Hy sal uitkoms gee, soos hy dit gedoen het, so sal hy dit weer doen. Want hy, wie dit gesê het, is getrou, is regverdig. Sy woord is 'n skild, is 'n pantser. En as jy hierdie woord van God vat, en jy loop tussen hierdie bladsye deur, sê presies die middelste vers van God se woord. Jy sal nie op 'n mens vertrou nie, maar op God. Ons gaan nie op 'n mens vertrou vir genesing nie. Ons gaan nie op 'n mens vertrou om ons deur iets te vat nie. Ons gaan op God
vertrou. En as jy daardie mighty rushing wind hoor in jou lewe, waardeur God jou nou vat, is 'n rede voor. Waardeur hy jou vat, die pad wat hy vir jou wil oopmaak, daardie selfde pad, wil hy gebruik, om die vyand se wiele te laat afkom. Toe hulle deur is, toe die laaste tree van die Israeliete deurgegee het, toe die wind gaan lê, en die see toegemaak. Ek sê vir jou, die see het toegemaak. En hulle is deur. Volgende week gaan ek vir jou bedien oor die lied wat Moses hulle aan die ander kant gesing het. Die lied wat Moses geskryf het, toe hulle deur is. En die lied van Openbaring 15 van die Lam. Van daardie lied moet jou en my lied wees. Elke keer as God ons deur iets gevat het. En ek wil hê jy moet saam met my bid. Want God sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. En ek wil vir jou bid, in die plek van die middel waar jy nou is, van onverwagte seer, goed wat jy nie verstaan nie, diagnoses, depressie, wat dit ook al is, dat die mighty rushing wind sal kom, en die hele huis vervul, en dit het soos tonge van vuur op elkeen se kop gaan sit. En hulle het in vreemde tale gaan spreek, die tale van die nasies het hulle gaan spreek. Van die wat buite was, het gesê, hoe kan dit wees, dat ons hulle in my taal hoor? As 'n taal van 'n kind van God, 'n taal van die Heilige Gees, 'n taal van die mighty rushing wind, wat vir jou vanoggend sê, bly stil. Wees stil hier binne. Wees so stil en kyk. Moenie kyk en 'n kyk wat bang is nie, maar kyk en sien hoe God vir jou veg. En daardie kruis is Jesus se liggaam vir jou gebreek, om vir jou te veg vir genesing. Vir elke krankheid, vir elke swakheid, vir elke siekte. Daardie kruis het Jesus se bloed vir jou en vir my geveg, sodat God ons kan vergewe, dat ons deur die weg, die waarheid, die lewe kan gaan, dat ons gered kan word. Ek wil vir jou sê, daar is een plek waar die vyand sy wiele laat afkom, en dis stilte tyd. Jesus, dankie vir u bloed. U bloed, my Here, wat elke mag van Satan oorwin het. En ek lig hierdie beker op. En ek bid, Jesus, dat u net maar 'n druppel bloed
sal laat val waar die oorlog is, sodat die vyand sal bely met sy tong, het op sy knieë val en erken, weer en weer en weer en ewig, dat die bloed van Jesus elke vyand oorwin het, en dit nog steeds doen, dat die bloed van Jesus, die lam van God, se bloed, vir die kinders van God getuig, en uitroep vir ons. Dankie Jesus vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Ek bid, breek asseblief oop 'n nuwe geloofsopenbaring in die kinders van God. Ere aan die koning van alle konings, tot in alle ewigheid. Ons hoor die wind, ons stap in geloof, en nie in wat ons sien nie. Maar ons weet, die vyand, die goddelose, sal die vergelding sien.